Vriende, ons gaan die woord van die Here oopmaak by Lukas hoofstuk 15. Lukas 15, ons gaan die eerste 10 verse vanmôre daar saam lees. Ek kry gereeld dat mense vir my vra, uit watter vertaling lees jy? Is die nuwe lewende vertaling wat ek gebruik? Sommer net omdat hy vir my lekker lees. Dit voel vir my partykeer hy klink vas in my ore. Ek hoor beter as die taal van die 83 of 53 of 33 ene wat 'n mens nou al met die jare leer ken het. As jy die eerste sin begin lees van Psalm 23 en sien jy, dit is meer skrif gemaak. Jy moet die serie teks. Lukas 15 vanmôre hoop ek gaan vir jou ook vas klink voordat ons daaruit lees van die woord van God. Hemelvader, groot is u wonderlike naam. Deur eeue en eeue wat ons nie eers van weet hoeveel eeue dit was nie. Het u die skepping begin, dit in stand gehou, vir ons u aangesig gewys op verskillende maniere, ook deur Jesus Christus, sodat ons kan honger word, uitsien, onsself vooruitstrek na die moontlikheid van 'n lewende verhouding met U. Vandag in ons tyd is niks daarvan verander nie. Ons wil vra, Vader, dat U deur die verkondiging en deur U Gees wat met ons besig is, deur die woord vir ons verstaanbaar sal maak, vir ons tyd, vir ons behoeftes. Ons weet dat elkeen van ons het vanmôre vanuit sy eie wêreld hier na die kerk toe gekom met elkeen 'n unieke behoefte. Here, laat die wonderwerk plaasvind dat een mens se gedagtes in 'n vrees op die ou einde deur die Gees verander sal word, sodat elkeen 'n boodskap kan kry vir homself. Sodat elkeen kan weet die lewende God het vandag met my gepraat. Here, laat daardie wonderwerk weer gebeur asseblief. En kom praat met ons, rig ons, gee vir ons antwoorde op ons vrae, gee vir ons rigting vir 'n toekoms wat vir ons partykeer so vaag. Laat U naam verheerlik word in die maniere hoe U dit hanteer. Laat U die naam wees wat op ons lippe is as U. In die naam van Jesus ons Here kom praat. Amen. Geliefdes, ons lees Lukas 15, ons gaan die eerste 10 verse saam lees. Tollenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister. Fariseërs en wetgeleerdes het beswaar gemaak dat hy met veragtelike mense geassosieer het en selfs saam met hulle geëet het. Jesus het toe hierdie gelykenis vertel. As jy 100 skape het en een het verdwaal en verlore geraak, sal jy nie die 99 ander net daar laat staan en die een gaan soek tot jy hom kry nie, en dan sal jy hom met blydskap op jou skouers uitdra. Wanneer jy tuis is, sal jy jou vriende en bure roep om saam bly te wees, omdat jy jou verlore skaap gevind het. Net so sal die hemel blyer wees oor een sondaar wat op inkeer kom, as oor 99 ander wat geregverdig is en nie nodig het om dit inkeer te kom nie. Of veronderstel 'n vrou het 10 waardevolle silwermuntstukke en verloor een daarvan. Sal sy nie 'n lamp opsteek en die huis van hoek tot kant uitvee totdat sy dit kry nie? En wanneer sy dit kry, roep sy haar vriende en bure om saam bly te wees, omdat sy haar muntstuk gevind het. Net so is daar blydskap onder God se engele as jy een sondaar tot inkeer kom. Ons lees tot sover in die woord van God. Baie jare gelede het ek die voorreg gehad om in Amerika 'n sekere leierskapsopleiding te gaan deurloop.
Dit het my hele lewe beïnvloed en geraak en vir my glo 'n beter mens gemaak. In daardie hele reeks wat ons gedoen het oor 10 dae, was daar ook 'n preekreeks wat my aangeskryf het. Die preekreeks se naam was Walk Across the Room. En dit het gaan nie oor die preek se oor daai gepreeke gaan ek nou nie vandag uitbrei nie, maar hierdie teks van vandag het my so baie aan dit laat dink. Want Walk Across the Room vertel van dat God in die hemel gesit het en hy met honger uitgesien het na om een te wees met die mense op die aarde. En dat die mense op die aarde vir hom so eensaam, verstrooi, verlate gelyk het. Dat dit net eenvoudig nie anders meer kon as om sy seun uit die hemel uit te stuur na hierdie aarde toe, van 'n hemelse heerlikheid na 'n menslike sondige wêreld toe, vanuit sy verheerlikte visie na 'n mens tussen ons, om daardie iets te probeer uitdeel van sy deernis vir mense. Eerens het ek hierdie sinnetjie gehoor wat vir my vasgesteek het daardie dag. Die dag toe Jesus met Kersfees na die wêreld toe gekom het, het dit die potensiaal vir 'n radikale nuwe lewe moontlik gemaak. Daardie dag toe Jesus mens geword het, en ons van een van die dae Kersfees vier. Daardie dag toe Jesus sy eerste asemteug hier op aarde gegee het dit die potensiaal vir radikale nuwe lewe moontlik gemaak. Nie almal gryp dit aan nie, maar die potensiaal is daar. Vandag leef ons as gelowiges, waar ons weet dat Jesus disippels gemaak het, en dat daardie disippels weer op die ou ene sou uitgaan na al die nasies toe, om ook disippels te gaan maak van al die nasies. En so het die golf van God se genade en Jesus se leierskap en sy disippelskap tot in Suid-Afrika en tot hier in Horison gekom. Hoe later is ek en jy die disippels van Jesus Christus. Ek en jy is die mense wat die lig laat val op die wonderlike grootheid van God se genade. Daarom is die uitdaging vir my en vir jou om te dupliseer dit wat Jesus vir ons wys. Ons het al baie daarna verwys, ek wys dit nog een keer, om te sê dat die Bybel vir ons vertel dat Jesus op 'n stadium vir hulle gesê het, ek doen net wat ek die Vader sien doen. En ek sê net wat ek die Vader hoor sê. Met ander woorde, Jesus het nooit uit sy eie wil uitgepraat nie. Hy het nooit op 'n oomblik kop verloor en sy eie dinge gedoen nie. Selfs die dinge wat ons gedink het impulsief was deeglik beplan. Dit was optredes wat hy by sy Vader gesien het en wat hy eenvoudig hier op aarde kon leef het. Daarom het Jesus nie een woord gesê wat hy nie ook by sy Vader gehoor het nie. En sê vir sy disippels, en neem hulle dit op die ouene ter harte om te sê, ons het ons voorgenem om met hom te praat oor Jesus Christus en die lig. Net wat ons hom gesien het van 'n tweede keer. Gaan nie ons eie beeld blaas nie, gaan nie ons eie interpretasie daarin gee nie. Ons gaan nie vir mense probeer manipuleer nie. Ons gaan eenvoudig vir hulle sê wat ons Jesus hoor sê. En ons gaan eenvoudig probeer doen soos Jesus gedoen het. Nou is die vraag natuurlik of ons dit goed genoeg ken. Of ons goed genoeg kan onderskei hoe sou Jesus in 'n sekere situasie opgetree het. Hoe sou hy gepraat het? Hoe sou hy gepraat het met daardie kwessie gebeur? Hoe sou hy gepraat het oor 'n bouingsklipping in 'n stad? Hoe sou hy gepraat het oor nog geboue in 'n stad wat vernietig is? Hoe hy gepraat het oor drones wat mense in lande begin vernietig en hulle geen weerstand. Hoe sou Jesus gepraat het oor 'n ekonomie
en oor 'n olieprys en oor 'n mal wêreld waar nie sien. As jy na die voorbeeld kyk van wat in Wolkenskrasteroen gebeur het, dan lyk dit vir my, die Vader het 'n hart vir mense wat onseker is. Die Vader het 'n hart waarin hy graag wil uitreik en aanraak mense wat leefheid beleef en die potensiaal vir nuwe lewe besit. Vir my en vir jou is dit dus om ook op ons manier oor 'n kamer te kan stap en ergens 'n verskil te maak in die lewe van iemand rondom jou. Dat ek en jy die optrede van Jesus nou sal bestudeer. Ek het groot geword in my studentejare dat jy het sending gehad. Die sending het beteken dat jy uitgegaan het na 'n ander taal en 'n ander kultuur en daar het jy oor Jesus gepraat en jy het mense probeer help. En dan was jy daar vir of vir 'n leeftyd of jy was daar vir 10 dae en jy teruggekom en jy het ek het ook groot geword met die term evangelisasie. En evangelisasie was gewoonlik 'n hele rakkie wat in die kerk opgebring was met 'n klomp verskillende traktaaitjies. En elke week het jy 'n traktaaitjie kon vat en jy het vir iemand kon gaan gee by jou werk of die skool of waar jy ook al was op die tyd het hierdie dinge raak. En so het ons mense probeer bring na die Here. Dit werk nie vandag nie. Evangelisasie op daardie styl is doodgeleef en dit het geen impak. Ek weet nie of jy dieselfde is as ek wanneer jy kom met iemand jou papiertjie in die hand stik nie. Ek kyk vinnig na die opskrif, as dit my geïnteresseer en ek probeer hom op en ek doen dit nie as ek wil hê. Ons lees nie ordentlik nie en ons laat nie toe dat die Bybel met ons praat op daardie manier nie. Maar dit beteken nie dat die Bybel se stem net stil geword het. Die Bybel se stem wil nog steeds in die tye waarin ons leef praat met mense wat nie hier sit nie, wat nie Sondag na Sondag onder die klank van die evangelie kom en die hele tyd sensitief bly vir ek kies vir die Here of ek moet regmaak vir die Here of wat ook al. Hulle gaan aan met hulle lewe asof daar niks daar buite is wat hulle kan raak. Die manier hoe ons deesdae evangelisasie werk kan doen, is deur hierdie voorbeeld van Jesus wat hy in die teks gebruik het, op ons vlak sigbaar te maak. Die verhaal vertel vir ons twee verhale. Een was daar 'n persoon met 100 skape. Een het weggeraak en hy het die skaap gekry op die ou en na 'n lang soeke. Dan doen daardie persoon iets baie spesifiek. Hy terugkom. In die tweede verhaal was daar 'n vrou wat 10 muntstukke gehad het. Een raak weg. Sy kry dit en dan doen sy iets presies dieselfde wat hierdie persoon gedoen het. Hulle roep hulle vriende bymekaar en sê, kyk hoe groot is die Here. Een was weg, ek het hom gevind en ek is bly. Kom deel in my blydskap. Kom vier fees saam. Die Bybel gaan verder hierna na 'n derde verhaal van net nie dat dit verwys nie, maar wil net nog 'n lyn daarmee trek. En dit is die verhaal van die verlore seun. Jesus vertel die verhaal van 'n pa wat twee seuns het. En een raak weg. En een kom terug. Wat gebeur as die seun terugkom? Hy roep al sy mense bymekaar. Hy gaan slag 'n vetgemaakte kalf. Hy kry 'n nuwe kledingstuk. Hy trek dit vir sy kind aan. Hy gee hom 'n nuwe ring om sy status as kind van die Vader te bevestig. En hulle vier fees. In al drie verhale, die 100 skape, die 10 muntstukke, die verlore seun, is daar
groot blydskap. En dit is die karakter van God wanneer een persoon dit inkeer. As ek en jy kan instrument wees daarin dat een persoon weer sê waarlik hy is die Here. Of dit nou in ons kerk is of waar ook al maak nie saak. Elke keer wanneer ons daardie een persoon kry wat sê ja, die Here is die Here, is daar groot fees. Groot fees. En ek dink ons het van feeste te min in ons lewe. Elke keer wanneer een persoon in 'n vriendekring kom sit en hy besef maar Jesus het my net so lief as wat hy hierdie ander het en hulle word deel van daardie Christus vriendskap, dan word dit vir hulle duidelik dat God se genade tot hulle gekom het. En die Bybel leer ons en in die hemel het daar applous los. Dit kan op enige plek gebeur. Die groot uitdaging vir my en vir jou is dat ons vriendskappe sal begin waarin ons genoeg respek opbou sodat hulle ons leefwyse kan sien en sodat hulle vanuit ons leefwyse op die ou einde kan sê jy het iets wat ek nie het nie. En dan soos wat die lewe hulle eie slae uitdeel, dis hulle dan na ons kan sê, kan kom en sê, hoe moet ek hierdie ding aan? Dan het jy 'n wonderlike gevoel. Dit begin nie by die wonderlike geleentheid. Dit begin op 'n heeltemal ander plek. Die uitdaging is dat ek en jy oral waar ons tussen ons vriende staan, terwyl ons kuier, om 'n braaivleisvuur, by 'n teegeleentheid, by 'n bazaar, oral waar ons as vriende bymekaar is, dat ons oog die hele tyd sal dwaal. Wie is hier wat nie op die oomblik tussen vriende staan en kuier nie? Wie is hier wat uitgesteek voel? Wie is hier wat nie weet waar hulle inpas? Wie is hier wat wonder wat om volgende te doen? En dat jy dan vir jou vriendekring waar jy kuier kan sê, "Dis julle, ek is nou weer by julle. Ek wil net gou gaan hulle sê dan." En om dan so 'n bietjie stap te sê, "Hallo my naam is Jacques. Ek het jou raak gesien." En as ons dit oral kan doen, dan kan ons dalk net die potensiaal skep dat iemand wat onseker hier instap, tuis voel. En wanneer hulle by ons tuis voel, voel hulle ook by God tuis. Want hier in die kerk is ons een met Christus. Wat gebeur die oomblik nadat jy oorgestap het en vir iemand te sê hallo my naam is? Want dit waarvoor baie mense gewoonlik die bangste is. Ons het sommige mense met 'n persoonlikheid wat baie maklik vriendskappe begin, baie maklik vriende maak, baie maklik kuier tussen ander. Hulle sal in sekere ry staan as die ry lank is, sal hulle vriendskappe. Dit is wonderlik. Ek staan verbaas oor sulke mense. Ek is nie so nie. Ek het een of twee vriende en hulle hou ook vir 'n leeftyd lank. Ek is nie hierdie ou wat net so ek is al 'n bietjie van 'n introvert en aangeleerde gedrag om so vriendelik te wees en nie altyd te wees. Mense wat my moeg, ek moet dan van sit en dink. Ek wil 'n boek lees en dit vry uit. Dis meer my persoonlik. Dis die volgende naweek kan ek nie besig gaan kamp. Ek gaan na die bos kyk en ek gaan 'n boek lees en ek gaan 'n koffie drink 6:00 die oggend as die son opkom en ek gaan dit verskriklik geniet om na 'n vuur te staar vir 3 ure.
Dit is my manier van batterye. Die groot vrees wat baie mense het, is ek is. Nou as ek dan oorgestap het en ek het by die ou gaan sê hallo, my naam is Gerrit, wat doen ek dan? Nou sit ek met my mond vol tande. Want ek weet nie wat om vir daai persoon volgende te sê, lekker weer, né? Dit klink mos nou net nie lekker nie. So, wat doen 'n mens as jy besluit, dis wat die Here vir my vra. Ek moet in my vriendeskap, ek moet in my vriendekring staan en ek moet altyd kyk of daar iemand anders is wat vreemd is. Ek moet in sekere ry staan en nie wonder hoe gaan die ry so stadig nie. Maar ek moet kyk as daar iemand wat ek kan hallo sê nie. Op watter manier kan ons uitreik? Dit word 'n ingesteldheid by ons. Want dis die karakter van Jesus in dit. Jesus het vanuit die hemel gekyk na mense en hy het gesê, hulle het my nodig. Ek moet gaan. Ek moet by hulle gaan wees. Ek moet hulle weer in 'n nuwe gemeenskap gaan vorm. Ek moet hulle vir Jesus se liefde gaan wys, ek moet hulle die Vader se omgee gaan demonstreer. En daarom word mense wat disippels is, kry dieselfde gesindheid. Ons sê dan ook vir ons, maar ek wil graag soos Jesus wees. Ek wil ook uit my veilige wêreldjie daar in die hemel uitgaan na 'n baie onveilige wêreld. En ek wil daar die hart van die Vader gaan leef. En ek wil dit gaan doen buite my gemaksone. As ons dit kies, dan kies ons soos wat die Vader kies en kies ons soos wat die Seun kies. En leef ons binne die arm van die Heilige Gees. Dit is ons geleef. Dis die gelewe. So die eerste ding, ek wil vandag vir jou 3 dinge gee wat jy moet doen as jy 'n nuwe vriendskap het. Of dan wees jy kies. 1. Ontwikkel nuwe vriendskap. As jy enigsins ons Hemelse Vader se hart verstaan, dan sal jy verstaan dat hy voortdurend soekende is. Altyd soekende na iemand wat sy liefde nodig het. Van die vrou wat by die put gesit het en dit gewonder het wat vir Jesus wat bloed was, regdeur tot enige ander vrou, Pontius Pilatus, my met enige man, het op die ouene gewonder. Waar lê die swaartepunt van hierdie wêreld? Elke keer is Jesus gelukkig. Swaartepunt is Jesus Christus. God se Vader liefde vir jou. God se genade vir jou. God se goedheid vir jou. God is groter as die swaartepunt van jou bestaan. Wanneer ek en jy dit so kyk na mense wat onseker lyk, is ons besig om soos Christus op te tree. As jy vanmôre een van jou kleinkinders hier sou inbring, kom ons sê die ouetjie so 16 jaar oud. Hy eet jou uit die huis. Hy het die laaste jaar 10 cm gegroei. Maar sy gewig het 10% minder. Van jy bekommerd wees oor daai. Erns is uit. Want die volume wat jy eet en hoe jy groei beteken jou gewig moet toeneem, nie afneem. As jy kyk na jou eie lewe, en jy staan voor 'n spieël en jy besef skielik in die afgelope 6 maande het ek 15% van my gewig verloor. Dan weet jy mos dis nie omdat jy op die dieet was. Daar's iets aan die gebeur in jou liggaam. En dit is iets wat jou vraagtekens gee. Iets waaroor jy moet wonder. Vriende, net so as ons 'n Christen het wat vir 30, 40 jaar lank kind van die Here is en hy het gegroei in sy liefde vir die Vader, maar sy liefde vir mense het minder geword. Sou jy nie gedink het ons het te doen met 'n siek gelowige nie? Verseker sou ons dit gedink het, want die Vader, toe hy Jesus na die wêreld gestuur het en die slim geleerde ouens hom sê, nou vertel vir ons, wat is die belangrikste ding in hierdie wêreld? Dan sê hy vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele hart en siel en verstand, met al jou kragte, en jy moet mense lief hê.
jou naaste, soos jouself. So as ons liefde het in een afdeling, maar ons liefde vir 'n ander afdeling word minder of stagneer, dan het ons mos te doen met 'n ongebalanseerde, siek gelowige en ook 'n siek. Ons is mense wat van nature, omdat Christus in ons woon, ons met Christus se oë begin kyk, met Christus se hart begin kyk, met sy hande begin uitreik, daar ook mense om ons. Geloof is nie net 'n ding wat groei om nader na God toe te gaan nie, maar dit trek jou outomaties ook nader na mense toe. Daarom die mees Christelike ding wat jy kan doen, is om vriendskappe te begin bou met mense rondom jou. Nou ek het al baie keer mense gehoor het my sê, maar die mense wat rondom my sit, dit is my vriende hierdie. Dit is die mense wat ek oor jare heen leer ken het, en ons het gepraat oor die Here en hulle het saam met my in die kerk kom sit en hier is die bewys van die mense met wie ek al 'n pad geloop het deur my lewe. Wonderlik, baie dankie daarvoor. Maar ek het die dag stop. Ek het daar nie meer vriende. Ons leef nie in 'n vakuum nie. Ons het mense by die werk, ons het mense langs die strate, ons het mense wat rondom ons woon, ons het mense in skool, ons het mense by 'n mark wat ons weer kontak maak. Jy het ons ieder besluit dat ek dit ook vir liefde doen. Wat sou gebeur as die Here gesê het uit vir liefde? En hy het halfpad op. Daarom vriende, ons moet die hele tyd probeer om ander mense wat ongemaklik is, daar van die Here af vra hoe jy gemaak in ons lewe. Van God se teenwoordigheid by hulle. Die Here het nie net liefde vir sommige mense. Dis wat die Fariseërs gedink het. Hierdie teks begin het, en julle kan weer dit gaan lees in die begin, kom ek lees dit sommer net in julle gedagtes te verskis. Sondenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig geluister. Nou die oomblik wat die teks ons praat van sondenaars en ander sondaars, daar selfs 'n vertaling wat praat van en ander berugte sonde. Die ander woorde, dis nou dis die ou wat nie deel is oor. Dis nou die mooiste manier wat dit kom. En dan word sê vers 2. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het beswaar gemaak dat Jesus so vriendskappe gemaak het met die mense en met die Fariseërs, en tollenaars en ander sondaars. En toe begin hierdie ouens vir hulle sê, maar die manier hoe hulle God verstaan het, is dat God moet van sekere mense hou, dis die volk Israel, daarom het hy vir hulle uitgekies uit Egipte uit, hy het met hulle 'n pad geloop, en hulle moet die ander doodmaak, met ander woorde, God het hulle gehaat. In ander woorde sê hulle, daar is sommige mense waarvan God hou, en daar is sommige mense wat God nie van hou. Daar is sommige mense wat God beïndruk, daar is sommige mense wat God verag. En hulle het vir hulle self gesê, as ons soos daardie God optree, dan is ons nou regtig 'n goeie voorbeelde van God. Ons het sekere mense van wie ons hou, almal by die Fariseërs is en die skrifgeleerdes is, en wat hulle kennis gee, en wat al hierdie wette van ons nakom, en dan is daar hierdie ander ou, die sondaar, die berugte sondaar, en ons gaan hulle ook haat omdat God hulle. En dit is 'n totale verkeerde persepsie van God. God haat niemand nie. God het almal lief. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het om vir ons te lief. Die wêreld, nie sommige in die wêreld nie sommige wat mooi lewens gehad het in die wêreld nie. Hy het die wêreld so lief gehad. Hy het die verlore skaap gaan vind. Hulle die verlore winste gaan kry. Die Vader
van die verlore seun het op die horison gekyk, nie vir die seun wat daar saam met hom in die landerry gewerk het nie. Hy het 'n oog gehad met hartseer op die horison vir die verlore seun. God se liefde is vir alle mense. Maak nie saak wie dit is nie. Maak nie saak wat hy glo nie. Maak nie saak wat sy uitsprake is nie. Maak nie saak hoe hartlik hy teenoor die Christelike leef optree nie. God het hulle net soveel lief, soos wat hy vir my en vir jou lief het. En die God se liefde wil by daardie persoon uitkom. En as ek en jy dit nie doen nie, kan niemand dit doen. God het nie liefde vir sommige mense nie. Hy het liefde vir almal. Ek het as 'n jong seun groot geword en my pa was baie in sport blootgestel. Ek het iets 10-11 verskillende sporte gehou. En in hierdie sport, een van hulle was my pa se, ek het nie tennis. En tennis, almal wat ek sien wat tennis speel is goeie mense. So ek sê met jou raak van ek was maar 'n vrot tennisspeler. Ek het John McEnroe se meer gehad. Dit is nie gewerk vir my nie. Ek het tennis binne 3-4 jaar. Dit is vir my. Maar ek het baie gou agtergekom, tennis is 'n baie spesifieke. Tennisspelers hou daarvan om te speel teen mense wat hulle oor dieselfde standaard. En dink as jy ek 'n bal plat oor die draad met die net staan en die volgende ou lof hom vir my so elke keer eers, dan as jy volgende slaan ek ordentlik hou, 'n lof hy hom weer. Dan slaan ek nou oor ek net by die bal uit. Tennis is 'n sport. Jy wil hê die bal moet terugkom. Jy wil hê die bal moet dan moet 'n kompetisie wees. Dit moet julle weer gaan. Ek dink Christene het so gesê dis nie. Ek wil net met mense praat wat saam met my praat. Ek wil net met mense praat wat ook van ja die Here is. Ek wil net met mense meng wat my standaarde en my waardes is. Vriende, om met vir Jesus om na die wêreld toe gekom het, was 'n morsige besigheid. Dit was 'n bloederige ding. Dit was pynlik. Dit was dood. Dis niks romanties daaraan. As ek en jy met mense buite die genade speel en ander woord. As ek en jy te doen het met mense buite die bekering vir Christus. Dan moet ons aanvaar dit kan 'n morsige spulletjie wees. En mense betaal 'n prys vir. Maar die prys wat ek en jy daarvoor betaal is minder as die prys wat Jesus Christus betaal. Ons sal baie selde by daai prys uitkom. Daar is mense wat daai prys uitbetaal het. Maar ek en jy sal waarskynlik baie moeilik daar wees. My en jou opdrag om vriende te gaan maak met mense wat rondom ons leef en uit te reik na hulle is regtig nie so moeilik nie. Die Here sê as jy my wil volg, moet jy sorg dat jy nie 'n perspektief verloor op mense wat ver van God is. Dit is die mense by wie jy behoort te bly. Nou, okay. Op. As jy nou geslaap het, word jy wakker, dit is jy goed van die tyd. Al diep asem, luister weer na die sin. As jy my wil volg, moet jy sorg dat jy nie perspektief verloor op mense wat ver van God is. Dis die mense met wie jy behoort te kuier. Ons kom terug by hierdie pragtige beeld van die 100. Die 100 skape, die 10 muntstukkies, die een seun. Jesus gebruik verskillende getalle lyne om presies dieselfde ding te sê. Jy sê dan 100 skape, een wat wegraak. Wow man, dis die trede 91. Ek wil jy net daaroor worry. En nou word dit 10 muntstukkies. En nog een raak weg. Nou is dit nie meer 1% wat wegraak nie, dit is 10% wat wegraak. En dan is daar twee seuns.
en een raak weg, is dit 50% wat weggaan. En die Vaderhart reageer oor elkeen van hierdie persentasies presies dieselfde. Niks het verander nie. Die Vaderhart is vir elkeen wat verlore gaan. Sondaar is op God se liefdeslysie. Sondaar is op God se liefdeslysie. As ek en jy nie met God se liefde ongelowiges gaan opsoek nie, dan is ons soos die seun wat nie te veel gegroei het, maar wat maarder geword, sieker geword. Hulle pas nie in my prentjie en my gemaksoonkie nie. Dit is hoe daardie geloofsteen is. Die tweede gedagte, vriende, so daarom wil ek jou vra, en ek hoop die Heilige Gees doen nou iets hiermee. Ons eerste opdrag is om in ons vriendekringe rondom ons te kyk vir ander mense, wat dalk net by die bazaar opdaag en alleen sit vir mekaar. Dalk net instap en wonder, maar waarheen gaan ek nou? Dalk instap by die kerkgebou en dink, Jene, ek wil nie gaan op die enige sens. Ons moet daai mense raak sien. Dis wat Christus doen. Hy sien tot die mense raak. En ons moet daardie mense vriendskappe begin ontwikkel. En soos wat die vriendskappe ontwikkel, wen jy die reg om oor sekere onderwerpe te besluit. As ek met 'n wildvreemde ou gaan staan en hier op die hoek van die straat met iemand nou skielik 'n gesprek sê, jy moet nou die Here vind en jy moet nou na hom toe kom. Wat dink jy van sy reaksie wees? Skryf vir jou, dit gaan, ry, dit is jou storie meer. Maar as ek as 'n goeie vriend vir iemand sê, nee, jy mekaar al 20 jaar, dis al weer dik en ding, hier maak jy nou 'n fout. Die ding moet jy reg maak, jy moet die Here af. Dis wanneer ek jou gaan luister. Dis wanneer ek kan aandag gee. As jy nou begin het, en jy het nou uitgeruik, en jy het nou iemand by die naam gaan noem, en jy het nou gesê, ek sien jy is nie gemaklik hierdie, kom ek gaan vertel jy bietjie bekend aan van die mense wat jy ontmoet. Kom ek gaan wys jy wat jy wat doen. Dan kom die tweede vlak van hierdie gesprek, van hierdie verhouding, kom na vore. Gaan soek raakvlakke tussen jou en daardie persoon se storie. Vra na die persoon se storie. Moenie net self praat nie, laat hy ook praat. Laat hy sy storie vertel. Waar kom jy vandaan? Hoe lank woon jy al in hierdie omgewing? Waar werk jy? Wat doen jy? Wie is jou kinders nog? Waar is hulle? Is hulle oorsees? Is hulle hier? Allerhande sulke goede. Vind uit, soek na raakvlakke. Wat jy met die persoon, die is in dieselfde posisie as jy. Wat kan sit ook oorsees? Dit het ook met my gebeur. Nou die dag, jy praat van hierdie motorongeluk, jong, ek het nou net gesien. Onmiddellik 'n paar raakvlakke waaroor 'n mens kan saamgesels. Jy kies en jy kies. Jy begin lewe met mekaar deel. En ieders soos jy meer lewe met mekaar deel, word nuwe dieper krisisse deel van ons lewe. Lewe gebeur ook op slegte maniere. Slegte goed gebeur met ons almal. As 'n liefde gaan dood, 'n motorongeluk vind plaas, 'n verkoue kom oor jou vas, 'n mediese verslag is nie goed nie. Daar gebeur egskeiding. Daar's soveel goed wat gebeur oor 'n mens se lewenspad van tyd. Partykeer vat dit 6 maande, partykeer vat dit 10 jaar. Dat jy daar van daai vriendskap voordat daai krisis na vore kom en voordat jy kan sê, kom ek staan jou by. Kom ek help jou. Kom ek wees hier vir jou. Jy begin met 'n vriendskap, praat oor ditjies en daadjies, kry raakvlakke, begin kuier, spandeer tyd saam en dan wag jy totdat daardie persoon sê ek het jou nodig. Dit sal waarskynlik met 'n krisis gebeur. Of een of ander ding wat jy gepas het. Jy word nie vriende om die persoon reg te kry nie. Jy word vriende omdat jy God se hart van liefde dra. En dan die derde gedagte.
Die kritiese punt van evangelisasie is nie daai eerste keer iemand raak sien en gaan sê hallo, my naam is Farah. Die kritiese punt is self nie eers as jy begin uitvra en begin gesels en raakvlakke kry en gesels oor dingetjies en daaietjies. Die kritiese oomblik is wanneer daardie persoon na jou toe kom en sê ek het 'n probleem. Want dan het jy die keuse of jy gaan sê as jy die R100 wat jy nodig het en dat jy gaan sê soos wat oor belangrik is. As jy die R100 sê maar ek moet hierdie ding doen. Daai kritiese oomblik is wanneer jy Jesus Christus in die gesprek inbring. En nou voel jy nie meer vreemd nie want jy het waarskynlik al 16 jaar lank sien. Jy het al lank al die reg gewen om oor Jesus te praat. Jy het lankal al vir hom gesê jy gaan elke Sondag kerk. Jy het lankal vir hom gesê jy's by 'n Bybelstudie. Jy het lankal vir hom geestelike liedere gespeel wat vir jou baie mooi is. Jy het lankal vir hom vertel van wat in die kerk gebeur het nou die dag toe jy daar was en wat dit vir jou beteken. Jy het lankal vir hom vertel van die boek wat jy gelees het by jou beteken. Dit is al deel van die vriendskap. Maar die hele tyd hou hy dit op 'n afstand. Wat ons praat oor hierdie keer. Eendag in die draaipunt en hy sê ek het jou nodig. Om dan te kan begin sê ek weet waarom hy het gevra. Ek was ook al daar waar jy is. En ek weet dat een van die belangrikste keuses was vir my om Jesus in my lewe in te neem. En te kyk wat sy begin sê. En dit my eie te maak. Dit het my lank gevat. Ek wil jou vraag daarvan. Want as jy daai oomblik mis en jy los dit uit, dan gaan die skare die hele nie jou. En dis waar ek en jy ons fokus het. Vriende, hiermee wil ek graag afsluit. Jesus se gesindheid is dat hy alle mense liefhet. Dat hy uitreik na alle mense en dat hy my en jou as sy kinders wil gebruik. Sy liefde is oorweldigend vir alle mense en hy wil my en jou liefde gebruik om na hom te kom. Wat God daarmee doen is sy saak. Ek en jy gaan niemand ooit tot inkeer kan bring met ons oortuiginge en met ons redenasie. Dis sy keuse. Waarom moet vriende wees? Dis nie God se hart uitdra. Dis vir die geleentheid skep om vertroue te bou. Ja, dis 'n motsige storie. Maar dit is 'n evangelisasie storie. Dis 'n genesingsstorie. Dis 'n hemelstorie. Sodat ek en jy eendag saam met hom die hemel teëkom. Ek wil hê jy moet hierdie 3 dinge gaan oordink in die week wat voorlê. Julle preek op in 3 sinne en kom nou. Hier kom ek iemand vra. 1. Gaan ontwikkel nuwe vriendskappe soos wat Jesus dit sou doen. Ontdek daardie persoon se storie en kontakvlakke tweede gedagte. Die derde gedagte. Onderskei die volgende groepies wat in hierdie vriendskap gevashou. Ons is 'n gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap wat baie lief is vir mekaar. En hier is kosbare kenmerke in ons gemeente. En ons is deel daarvan. In hierdie geloofsgemeenskap, vriende, weet ons ook dat ons lidmaatskappe raak al hoe minder. Dit is omdat dit net die demokrasie is. Kan dit omgekeer word? As dit baie keer vir 16 jaar vat vir 'n persoon om sy krisis te bereik en om 'n band te bou sodat hy Jesus kan sien en dan dalk vir die eerste keer veilig voel by in te kom. Dan dink ek is ons nou redelik by daai tyd dat ons nou met ernstig werk aan. Want oor 15, 16 jaar van nou af van baie van ons hier die konstruksie. En so beter plekke om by te wees. Sodat ons die ander mense hier kan inbring en met liefde die boodskap kan verder dra nie. Dan gaan die banke net leer word. Ons is 14, 15 jaar oud in die bedryf.
Ons het nou nodig om vriendskappe te begin. Wat dalk vir 10 jaar eers gaan vrugte af. Mag die Here ons meer genadig wees, dat dit binne 'n jaar of 2 sal wees. Dan laat ons soos Jesus die verlore skaap, die verlore muntstuk, die verlore seun. Alles wat doen word, dat ons saam kan wees.